Goeiemôre, dit is dan 14 Mei, lesing 2:8:1, die Groot Johannes Evangelie boek 2. Hoofstuk 1:7:2 is die lewe kan slegs deur stryd behoue bly. Baie keer kom ons en ons kla oor die stryd in ons lewe. Ek sien vanoggend is hier baie nuwe mense vanoggend by ons. Ek het baie van julle gister ontmoet. En ek weet julle hoor nou baie vreemde goed. Hoekom lees die man nie uit die Bybel uit nie? Hierdie woorde wat ons lees vanmôre was uitgespreek 2000 jaar gelede ten tye van Jesus Yeshua se wandeling op aarde. Maar hy het dit nie laat opteken nie, want hy was bewus daarvan wat sou gebeur het met hierdie woorde oor die volgende 2000 jaar. Dit sou verdraai geword het en dit sou ook nie geglo geword het nie. Want ons lees hier van groot wonderwerke, wat dalk een geslag nog geglo sal word, miskien twee, daarna nooit weer nie. En dis die voorreg wat ons het, want hier is soveel waarheid versteek tussen hierdie verse, dat dit is eintlik net 'n uitbreiding van die Bybel of die skrif. Verder sien ek ook dat ons nuwe mense nie saam met ons is wanneer ons sing nie. En ek wil vir julle vra, asseblief, kom haal 'n boek hiervoor. Al is dit dan vir jou nuwe liedjies. Probeer dit sing. As jy dit die tweede of die derde keer hoor, gaan jy lekker saam sing. En jy gaan 'n verskil voel in die dag. Want jou liggaam word deur jou siel wat hierdie lied aangryp en sing, word verkoop. En jy het net 'n lekkerder gevoel vir die dag. En niks kan jou onderkry nie. Want dis wat sang doen. Sang bring ons in 'n ander, amper wil ek sê, dimensie. In 'n liefdesvibrasie. Waar mense niks aan jou kan doen en jou nie kan ontstel nie. Net deur 'n bietjie te sing. En te bedoel wat jy sing. Ek sien baie mense sing die woorde, maar hulle bedoel nie 'n woord wat hulle sing nie. Is maar net 'n outomatiese sang. Dit werk ook nie. So asseblief, welkom aan almal wat hier moet wees nou vir 'n maand. Dit is nie dat ons julle wil straf nie. Dit is net sodat julle 'n gelyke kans het dat wanneer julle hier uitgaan en nie weer wil terugkom nie, en ander mense op die plaas sê, daai oom Dirk is 'n Satan. Hy verkondig Satan se woorde. Dan het jy 30 dae hier gesit, en as jy een dag gehoor het dat ek Satan verkondig, dan kan jy sê, ja, oom Dirk is 'n Satan. Maar as jy saamstem, en jy het nie een keer hier gehoor dat ek die Satan dien nie, want ek dien hom nie, ek verag hom, dan is jy geoordeel. En dit is wat ons praat, die lewe kan slegs deur stryd behoue bly. Ons moet stry elke dag teen die Satan. En die Satan kom nie hier daal neer as 'n draad nie. Hy kom in jou pel. Hy kom in 'n mooi verleidelike vrou. Yeshua sê, dis die gevaarlikste manier waarop Satan na jou toe kom. In die vorm van 'n verleidelike vrou. Want mans verloor dan alle common sense. Perspektief. Ja, perspektief. Wat is common sense in Afrikaans? Gesonde verstand. Want dan dink hy nie meer nie. So asseblief, die stryd gaan nog steeds op hierdie plaas aan. Al het jy alles daar buite verloor. Geen nie om wat jy besigheid was nie, of jy 'n goeie salaris gehad het nie, 'n huis, 'n kar, 'n lewe gehad het daar buite nie. As gevolg van sekere redes het Vader toegelaat dat die Satan alles van jou afvat. En nou is jy hier, en nou kan jy vir die eerste keer dalk in jou lewe, kry jy die kans om die ewige skatte te kry, wat nie vergaan nie. En waar gaar ons daai skatte op? In watter stoorkamer, en watter spens? Die hemel. Die hemel. Waar is die hemel? In jou hart. Dit is waar hemel is wat ons leer hier. Hemel is in jou hart, en as die hemel in jou hart is en jy gaan dood, dan sal jy in die hemel kom waar Yeshua is, want hy was nog altyd in jou hart. So jy kom net basies by hom, sonder die las van 'n vleisliggaam.
Jy is baie ligter daar aan die ander kant, al hierdie laste is weg, jy het ligs bymekaar gemaak, want Yeshua, die hemel was in jou hart. En dis wat ons probeer, dis die stryd wat jy moet stry, om te kom tot op daai punt, dat Yeshua in jou hart is. En Yeshua is in jou hart, wanneer jy die liefde vir Vader het, en die liefde uitdeel aan jou naaste. So eenvoudig soos dit. Ek vra nie ander rituele van jou nie, ek vra jou nie om sekere kerkdogma, en kerkrituele na te kom nie, vra jou net, doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. Dit is die reël en die motto van hierdie plaas. Wat eintlik naaste liefde, as ek dit moet definieer, is dit die maniere wat jou ma jou geleer het toe jy klein was, en wat jy versleg het in jou lewe en dit nie meer doen nie. Want al ons ma's het ons geleer, moenie dit doen nie, doen nie dit nie, maak so. As jy by ander mense se huis kom, moenie dit of dat doen nie. Byvoorbeeld, moenie in die bloody yskas ingrawe en alles uithaal nie. Sien vandag dit met kinders. Hulle kom in jou huis en hardloop yskas toe, nie jou eie kinders nie, vreemde kinders. En haal net uit. Dit is die goed wat jou ma jou moes geleer het. Dit is naaste liefde, want jy gaan nie daarvan hou nie. Alles wat jy doen, moet jy onthou. 'n ander ou kan dit aan jou doen. En baie keer dan sê ek, ja, ek moet maar hier begin met die naaste liefde binne in die toilet en in die wasbak. Dit is hartseer, maar dis waar dit begin, want dit is waar al die onmin begin. Wanneer jy jou baard skeer, moenie jou stoppels in die wasbak los nie. Dis reëls wat ek hier moet toepas. Moenie dit doen nie, want jy gaan nie daarvan hou, as 'n ander ou, jy by die wasbak kom en dit daar sien nie. Maar tog doen ons mense dit. Tog gebeur baie snaakse goed hier, wat ek nie eers hier in so 'n lesing wil noem nie. Want jy verwag dit nie van blankes nie. Kom ons gaan aan wat sê Yeshua oor die stryd, wat hy sy leerlinge geleer het. Dis nou, hulle is bo op die berg, onthou hulle het nou gaan brood koop, en hulle gesels nou. Onder hulle was daar ook 'n groep Grieke, wat hulle baie oor die leer, dis die leer van Yeshua verbaas het, en een van hulle sê, ja, hierdie leer, dis nou die leer van liefde, stam uit die natuur, 'n mens wat vir miljoene mense wette moet uitvaardig, sou konkrete of willekeurige wette uitgedink het. Hy sou self die meeste profijt wou hê van die navolging van sy wette. Maar hierdie leer bevat wette wat in die eerste plek basisvoorwaardes is vir die lewe van die mense, en wat sodoende ook baie geskik is om dit onder die beste, suiwerste en aangenaamste omstandighede vir ewig te behou. Daar blyk nêrens iets van eie belang en nog minder van die een of ander heersig te wees nie. Maar daar is vir elke enkeling persoonlik gesorg, en dis ook vir 'n gemeenskap van tallose mense. Waarlik, as hierdie leer erken word, en dan algemeen nagevolg word, sal die aarde self net soos 'n hemel word. As jy nou nog nie weet wat 'n leer dit is nie, vat vanaand jou Bybel en lees Matteus 5, Matteus 6 en Matteus 7. Daarin is die leer van Yeshua waarlik goed opgesom en in geheel deurgegee. Al die dinge wat jy moet doen, wat gewoonlik moeilik is vir ons om te doen. Dis moeilik om die ander wang te draai. Dis moeilik om jou vyand lief te hê. Jy wil hom verdelg. Dit is moeilik om vir jou mense wat jou vervloek te seën. Al hierdie dinge wat Yeshua sê, tel hierdie Griek op en hy sê, maar dis 'n wonderlike leer. As almal dit doen, sal dit 'n hemel wees op aarde. Maar sê hy, dit is 'n groot gevaar, 'n groot maar. Daarvoor het jy egter 'n hele nuwe geslag nodig. Die onverbeterlike mense trop moet van die aarde verdelg word. Anders sal dit in der ewigheid nooit anders word op hierdie aarde nie. Die luukse en die gemaksig het 'n te hoë vlak bereik.
Die maghebber weet hoe om die arme, swakke en onmagtige mens te benut. En daarom is min mense gelukkig, en verskriklik baie mense moet gebrek ly. Daardeur gebeur dit dat die arme drommel uiteindelik nog begin twyfel aan die voorsienigheid van Elohim God, terwyl die ryke en magtige van louter geluk en welvaart Elohim vergeet. En die gevolg is dat beide dan uiteindelik in die hande van die duiwel val. En so was dit in die tyd wat hierdie Griek dit gespreek het, en Joshua laat dit dan opteken, wat hy wil hê dat ons dit moet weet, wat die omstandighede was. Maar as ons vandag na ons omgewing kyk, dan is dit baie, baie meer soos wat hy hier gesê het. 'n paar raak ryker en ryker en ryker, en die res raak net armer en armer. En dit is nie net onder ons blanke volk nie, dit is onder almal in hierdie land. Kan jy dit sien, dat daar 'n klomp fat cats is, wat alles inpalm, wat so stinkryk is, dat hulle nie weet wat om met hulle geld te maak nie. Dat hulle 'n kar koop, het ek nou gehoor hierdie naweek, van 14 miljoen. Dit is blykbaar 'n Duitse kar iewers wat jy kry, so 'n groot wa, met al die extras. As jy 14 miljoen aan 'n kar vir jouself kan bekostig, dink hoeveel ons, as ons môre 14 miljoen kon gekry het, dan bou ek nog 3 Philadelphia Arks. Ja. En jy kan mense help. So, dit is ongelukkig waaraan ons nou is. Die werklike regeerders in die wêreld is so ryk dat syfers kan nie hulle rykdom beskryf nie. En daarmee het hulle dan saam die mag oor die mensdom. En wat doen hulle dan? Hulle verslaaf die mensdom. As jy vir die ou vandag, baie mense sê vir my, wanneer ek vir hulle sê, maar jy's 'n slaaf in jou eie land. Ja, maar sê, waar is ek 'n slaaf? Ek kan ry waar ek wil. Ek gaan bank toe as ek wil. Ek het geld in die bank. Ek het 'n huis, ek kan gaan koop. Maar hy sien nie, hy is 'n slaaf nie. Hy is nie vry nie. 'n ander oom wat ons goed geken het, oom Piet Rudolf, het altyd gesê, die definisie van slawerny is, wanneer jy in 'n ander taal as jou moedertaal oor 'n toonbank moet besigheid doen met iemand anders wat nie in jou volk is nie, dan is jy al reeds 'n slaaf. En dit is net so in ons land. Ons doen almal oor die toonbank besigheid in Engels, met elke Pakistani gemors, enige ding wat in hierdie land ingekom het. Want hulle is in beheer. Ons moet in hulle oë kyk. Want ons het nie meer mense wat self ons eie winkeltjies bedryf nie, ons eie ander besighede bedryf nie, 'n ou wat spykers gemaak het, 'n ou wat potlode gemaak het, al hierdie goed, was goed wat ons gemaak het in my tyd. Vandag kom alles van China af. As jy rondry in hierdie industriële gebiede in Johannesburg, die groot magtige industrieë wat ons gehad het, as dit nie leeg staan nie, is dit alles nou net 'n voorraadstoor vir Chinese en Indiese gemors. En dit is hoe hulle ons geleidelik verslaaf, en ons kom dit nie agter nie. En wat word dan van ons? Ons word net so sleg soos die slawemeesters. Kyk maar vandag, dat die kinders wat nou op die gemengde skoolbanke sit, die wit kinders, word net so sleg soos hulle swart medekinders in die skool. Want hy sê, hoekom moet ek presteer? Hierdie ou presteer niks, en hy kry altyd 'n slaagsyfer, want dit is hoe dit werk in hierdie swart skole vandag, en in die gemengde skole. En in die werksplek sal jy altyd by 'n blanke goeie diens gekry het. Vandag is dit eintlik omgekeerd. Hier's 'n hardeware winkel hier by ons. Ek gaan nie na 'n blanke toe in 'n hardeware winkel en vra vir hierdie jong dogter of seun, hoorie, waar kan ek dit kry nie? Want wat doen hy? Hy roep 'n swarte en hy sê, hoorie, waar's die? Dan kan ek mos maar nou self na die swart man toe gaan. Dit is hoe ons geword het. Die slawe mentaliteit het ons volkstrots weggevat. Ons het nie meer 'n volkstrots nie. En daarom verdien ons ook nie eintlik 'n land nie. En daarom verdien ons sekerlik om as vlugtelinge weg te hardloop van ons probleme. Maar ons
wat Joshua ken en Joshua lief het en hom in ons hart koester, ons sal nooit weghardloop nie. Want as jy Joshua het, dan het jy alles. Of jy na Amerika toe vlug, of jy hier bly, Joshua is waar jou hart is, soos die man hier agter gesê het, is hemel. Die hemel is in jou hart, en as die hemel in jou hart is, kan jy orals wees. Jy kan selfs in die hel ook regkom, die hel op aarde. Vers 3, hy gaan aan, hy sê, Majesteit en Meester, ja, u leer bevat die suiwer goddelike waarheid. Ja, ek sou self sê, dit is alself suiwer lewe. Maar dit is bejammeringswaardig, dat dit definitief nie deur die ongelowige boelaag van die wêreld aangeneem sal word nie. Omdat hulle vir hulle self op heidense wyse op aarde al so 'n plek verower het, dat hulle volgens aardse begrippe baie goed kan leef. Adam sou ondanks sy geroemde Eden 'n arme sukkelaar gewees het, vergeleke met 'n Caesar Augustus of 'n Lucilius en nog honderde ander soos hy. Dit kan 'n mens hom deur Zeus, Apollo, Mercurius ensovoorts verskaf. Dit is die gode wat die bolag van die wêreld daai tyd aanbid het. 'n Mens kan naas hierdie fantasiegode oneindig goed lewe. Waarvoor dan waarheid? Waarvoor liefde, sagmoedigheid, geduld en wysheid? So sal die groot en magtiges van die aarde filosofeer en u egte heilige leer van die vriendskap by elkeen agtervolg, soos wat die hongerige wolwe 'n lam agtervolg. En die boelaag van hierdie wêreld vandag sal almal vir jou dieselfde sê, want die gode wat hy vandag aanbid, is mammon en mag, en geheime organisasies soos vrymesselary en ander geheime organisasies. Alles wat hy wil hê, kry hy. Hulle help hom, hulle dra hom. Die kerk is ook 'n God wat hy aanbid. Hy aanbid nie die God van die kerk nie, hy aanbid die kerk as 'n God. En hy is heeltemal gelukkig. Sy kalender is Vrydag aand gaan ons dit doen, speel ons brug of kaart by hierdie ou Saterdag, gaan ons inkopies doen en dan doen ons rugby. Saterdag aand braai ons. Sondag is 'n sosiale geleentheid. Ons gaan almal kerk toe, na 'n kerk wat vir my lekker is. Wat ek dit kan geniet, wat ek goeie orkes kan hoor en 'n goeie preek kan hoor. Wil nie hoor van goed oor sondes en ek moet my naaste help wat arm is nie. Hulle wil nie daai woorde hoor nie. Hulle soek 'n plek waar die ore gestreel word. En dit is die boelaag van vandag se mense se lewe. Jy kan nie by hulle met die evangelie van waarheid kom nie. Ek het nou 'n paar begrafnisse al gedoen, waar ek sekere dinge sê. Ek gebruik natuurlik 'n begrafnis vir lering. En ek is nie so vir iemand se beeld te poets nie. Want ek voel dat wanneer 'n mens by 'n graf staan, is jy naby aan die denke, ek kan ook in daai kus lê, waar is ek dan? En dan probeer 'n mens hierdie leer van liefde deurgee. En jy lees vir hulle uit 'n boek uit, die boek van herinnering, wat niemand anders te daai hoofstukke het nie. En niemand kom vra jou na die tyd, hoorie oom, waar kry jy daai woorde? Kan ek ook asseblief daai woorde kry? Ek praat eintlik nonsens uit al die begrafnisse wat ek die afgelope jaar gedoen het. Het net een vrou na my toe gekom en sy het 'n boek van herinnering gevra. Die meeste mense is nie gepla oor die waarheid. Jy kan hulle sê, maar die waarheid moet jy soek. Dis 'n stryd om die waarheid te kry. Jy kry dit nie maklik nie. My stryd was langer as 20, 30 jaar om die waarheid te kry. En ek was elke dag daarmee besig. Hoeveel te meer gaan jy sukkel wat elke dag in die job sit en nie tyd het vir geestelike dinge nie. Maar hier waar jy nou sit, by ons vandag, hoor jy die waarheid. En jy is eintlik baie geseënd en gelukkig om dit te kry. So waardeer hierdie woorde.
Hoe sal iemand hom ooit by u goddelike leer van die vriendskap tuis voel, as slawerny van sy naaste vir hom die vernaamste voorwaarde is vir sy goeie lewetjie? Ja, majesteit en meester en enigste egte verlosser van die arme lydende mensdom. Gaan maar, doen wonders, predik die ewige slawerny en toon die wegkwynende volk dat 'n Caesar, is nou 'n keiser, slegs die reg het om op aarde te lewe en die volk slegs maar in soverre hulle Caesar behaag. Getuig verder luidkeels dat Caesar die onbetwisbare reg het om na willekeur oor elkeen se lewe en dood te beskik en alle skatte en goedere van die aarde in beslag te neem. Dan sal die mense u weldra koninklike klere aantrek en u sal rondgaan in groot pragt en majesteit. En dit geld ook vir vandag se evangeliste. As jy nie predik dat die regering gedien moet word nie, en die orde van watter kerk ook al nie, dan wil die mense niks van jou hoor nie. Niks. Hulle wil maar te graag 'n leer hoor waar hulle slawerny nog verder bevestig word. Jy moet luister na wat hulle vir jou sê. Jy moet doen wat hulle vir jou sê. En ek praat nou hier veral doen dinge wat geestelik nie in die skrif voorkom nie. Dat ons almal aan die linkerkant van die pad moet ry, dit weet ons. Dat ons almal by 'n rooi robot moet stop, weet ons. Praat nie van daai wette nie. Ek praat van hierdie wette wat ons kry, wat jou geestelike lewe beïnvloed. Waar jy ander mense in slawerny hou, omdat jy 'n lekker lewe daaruit lei. En ongelukkig is dit waar in ons volk. Ek kyk wat ons blanke werkgewers, blankes betaal, en daai selfe werkgewer wat hy vir swartes betaal. Hy betaal die swarte die minimumloon, maar dan is daar blankes wat by hom werk, waar hulle die helfte van die minimumloon mee moet tevrede wees. Want hy weet die blanke gaan nie sy plek afbrand as hy ongelukkig is nie. Maar die ander een nie. Ek kom nou van Noord-Transvaal af, en die boere wat groenteboer daar het opgehou boer. Hulle moet vir 'n tomatieplikker, of iemand wat om die land loop en die ape en die varke weghou van die gewasse af, moet hulle R5.000 minimumloon betaal. Nou ek ken baie boere daar, en hulle is nie eens baie groot nie, hy het so 300 plikkers wanneer hulle inkom. Werk dit uit, is R1,5 miljoen 'n maand se salarisse, om die klompie kratte wat jy nou pluk, en pakkies, boksies pak, en so aan mark toe te stuur. Hulle het geen risiko nie. Hulle werk 'n vasgestelde minimum uur van 8, dink ek, ure 'n dag, en hulle moet dit doen. Want die beheer, die Caesar, het dit vasgestel. En so word ons boerebedryf en boerenasie word nou onder hierdie slawe reëls word verarm en almal staan terug en hulle produseer nie meer nie. En dit gebeur met alles. En dan staan die ryk wolwe gereed om hoender in te voer van Brasilië, wat daar in daai land verwerp is. Dit is nie geskik vir mense gebruik nie. En hierdie einste president Ramaphosa se organisasie voer hierdie magdom hoender in. En ek weet dit uit 'n vriend van my wat trokke vir hulle sou gery het, koeltrokke. En die arme hoenderboere in hierdie land moet toemaak, want hulle kan eerstens nie daai prys bekostig nie, want die goed word gedamp weens hulle minderwaardige kwaliteit, en dan maak hulle toe, en hulle kan nie die salarisse bekostig nie. So aan die een kant het ons hierdie selfe regering, wat ons mense so blind is om te sien hoe skelm en korrup en hoe heersigtig hulle is, maak hulle jou aan hierdie kant bankrot en maak hulle vet winste deur die goed in te bring wat jy dan kort. En dit gebeur met omtrent elke item. Ons is in daardie situasie wat hierdie Griek nou beskryf. Net sekerlik
baie erger. Vers 5, maar omdat u leer algemene broederskap predik, en van elke mens 'n kind van Elohim maak, sal u goeie vir my waarige heilige meester, met u leer op onvoorspelbare wyse vervolg word. En dit is so. Yeshua sê, vriend, wat jy nou gesê het, is bejammeringswaardig genoeg waar. Dit sal baie harde stryd kos, voordat die groot en magtige heidene my leer volledig sal aanneem. Maar as dit tog eenmaal deur hulle aangeneem word, dan sal juist die Caesars en die konings my effektiefste en ywerigste apostels wees. Self sal hulle die afgodtempels afbreek en op verskeie plekke huise vir Elohim oprig, waarin die broers tesame sal kom, om daar die een alleen ware Elohim die eer te gee. En hulle kinders sal in die huise vir Elohim onderrig word, in die leer wat ek nou aan die mense gee, vir hulle tydelike en ewige verlossing. Dit sal natuurlik nie vandag of môre gebeur nie, maar na die regte tyd, en onder die regte omstandighede, want eers moet die saad gesaai word, daarna ontkiem dit, en uiteindelik gee dit baie vrugte. Maar dat daar by my leer daarna, deur die eindelike wêreld wat nie sal sterwe nie, altyd aangevoeg sal word, dit weet ek al eeue lank. Ja, hierdie baie sagaardige leer van my, sal mettertyd selfs die bloedigste oorloë ontketen. Maar ook dit kan nie vermy word nie, want die lewe ontstaan uit 'n geweldige stryd in Elohim, en is en bly daarom 'n voortdurende stryd, en kan slegs deur die aangehoue stryd in stand gehou word. Verstaan jy dit? Die Griek sê majesteit en meester, dit is vir mense wat soos ons is te moeilik. Dit kan u en die leerlinge goed verstaan, maar vir my is dit te onbegryplik en te ondeurgrondelik wys. Yeshua sê, ja, dit glo ek ook, maar tog is en bly dit ewiglik so, soos wat ek dit jou nou uitgelê het. Ook al die ander van die volk verbaas hulle baie oor hierdie toespraak van my, en enkele sê onder mekaar, ons oudste, die wyse Griek gebore in Patmos, het regtig baie wys gepraat, maar jy kon tog duidelik sien dat dit slegs 'n mens was wat gepraat het. Maar wanneer hierdie man en meester praat, wat nog so jonk is dit asof dit nie hy nie, maar Elohim God se gees is, wat self deur hom praat. En elke woord uit sy mond raak jou hart aan net soos 'n ou goeie wyn, en maak haar deur en deur bly. Na hierdie word daar nog baie dergelike opmerkings gemaak, veral op die derde dag, toe die volk al baie meer in my leer ingewy was. En ons onthou uit die vorige lesing gesê, hy sal 3 dae op die berg bly. Wonderbaarlike spysiging van die 4000. Ons het al voorheen van 'n spysiging of van 'n kosgee van 5000 gelees. Hier is nou weer ene. Daar moet hier vermeld word dat die volk van pure vreugde en verwondering oor my vriendelikheid en oor my leer vergeet het dat daar niks meer te ete en te drinke was nie. Teen die aand word hulle egter tog honger en hulle begin vir mekaar te vra of een van hulle mondvoorraad by hom het. Maar die vraag was te vergeefs, want hulle het al op die voorafgaande dag al hulle saamgeneemde voorraad tot op die laaste broodkrummel opgeëet. Omdat ek dit baie goed raak sien, roep ek Yeshua die leerlinge na my toe en sê vir hulle, luister, ek het met 'n volk te doen wat al 3 dae by my gebly het en wat nou niks meer te ete het nie. Ek wil nie die wat honger is wegstuur nie, want dan sou hulle onderweg na hulle huise kon omkom, want daar is uit die volk die wat van ver gekom het. Gee julle vir hulle te ete. En dit is ook 'n geestelike opdrag vir die leerlinge. Gee julle nou die evangelie vir hulle. En vir ons aan die eindtyd, want ons sien hierdie ook as 'n eindtyd afskynsel of 'n afbeelding. Gee ons moet nou vir die volk te ete gee.
Die leerlinge sê, meester, u weet tog hoe ver ons voorraad al gedaal het. Hier in die buurt is niks. Waar moet ons soveel brood vandaan kry om die volk voldoende te gee? Daarop vra ek Yeshua aan die leerlinge, hoeveel brode het julle nog in voorraad? En die leerlinge antwoord, nog 7 brode en 'n paar vissies wat nog goed is. Toe sê ek aan die leerlinge, bring die brode en die visse hier. En die leerlinge gaan haal die brode en die visse. Ek seën beide die brood en die visse. Daarop gee ek opdrag dat die volk op die grond moes gaan sit. Toe die volk gaan sit, neem ek die brood en die visse. Dank die Vader wat in alle volheid in my hart woon vir die Seun. Breek daarna sowel die brood as die visse in stukke en gee hierdie stukke aan die leerlinge. En die gee dit aan die volk. En kyk, almal het na hartelus soveel as wat hulle maag gevra het, geëet en versadig geword. Maar meer as dit kon hulle nie eet nie. En daar het soveel stukke oorgebly, dat 'n mens daarvan 7 groot mandjies vol kon insamel. Die aantal mense wat gevoed was 4000 manne, en net soveel vroue en kinders, wat nie saamgetel is nie. Dit moet ons altyd onthou. Die skrif tel net die manne. En dit sluit dan die man, as dit een is, sluit dit sy vrou in, partykeer 2, 3 vrouens, en dan sluit dit al die kinders onder 'n sekere ouderdom. Ek dink dit is 25, ek is nie seker. Nou dat die volk dus versadig was, beveel ek hulle om weer huis toe te gaan. En die volk staan weldra op, omdat die dag al vinnig na sonsondergang loop. Groot en klein en jonk en oud bedank my en begeef hulle op die tuisweg. Toe die volk na 'n halfuur al heeltemal weggestroom het, en daar buiten my en die leerlinge niemand hulle meer op die bergtop bevind het nie, gaan ek saam met die leerlinge ook van die berg af, na die oewer van die see, waar daar juis 'n leë skip was, en wat op 'n vrag gewag het. Ons kom dus baie geleë, maar die skippers my herken, buig hulle diep voor my, want hulle het my van Kana in Galilea geken. Hulle vra daarom ook geen loon nie, maar smeek my vir 'n seën op hulle nuwe bedryf wat hulle begin het. En ek sê aan die skippers, as dit vir julle nie te ver uit julle rigting is nie, stuur die skip dan na die grens van Magdala, waar ek iets te doen het. En die skippers maak die skip los van die aanlegpaal, en spoedig kom daar 'n gunstige wind, wat die skip in 'n kort tydjie tot aan die grens van die gebied van Magdala dryf. Einde van die hoofstuk. So daar het ons 'n bietjie meer detail oor die tweede spysiging, wat dit soos bekend staan vanuit die Bybel, want hierdie spysiging word ook in die Bybel beskryf. En dit is weer eens 'n geestelike teebeeld van die ware geestelike spysiging met die brood van die lewe, wat ons vanoggend onder andere nou eet. Dit is daardie brood en die visse wat as geestelike spys ook vir ons volk gegee moet word. So, elkeen kan maar die betekenis self vir hom uitwerk. Wat vir my net die laaste paragraaf so wonderlik is, dat onthou, 'n skip is ook 'n organisasie soos Dogter van Sion of Philadelphia Ark of NG Kerk of AGS Kerk. Maar as die skippers, die leiers van daai skip, Yeshua se seën vra, dan bring hy die gunstige wind. Wind is gees, wat dan vinnig vir jou na jou doelwit of na jou bestemming toe sal bring. En hulle het duidelik ook nie geld gevra nie, hulle wou net sy seën gehad het, wat so belangrik is. Dit is hoekom by hierdie saaltjie is daar nie 'n kollekte blik nie. Ons wil nie dat jy verplig voel, dat ons nou 'n blikkie omstuur of 'n mandjie omstuur, en dat jy nou sleg voel, dan gooi jy nou maar 'n paar sent in nie. Eerstens, ons mense is baie arm hier, en tweedens, jy moet uit jou hart uitgee. Dit is jy wat moet sê, ek is nou lus om vir Vader se organisasie 'n paar rand te gee,
of jy kan in ander vorms iets gee. Mense skenk nie net geld nie, jy kan ook klere en kos en al die dinge ook skenk. So, dit is wat Vader van ons verwag, dat dit nie 'n geldmaak besigheid moet wees nie. Hy seën die organisasie, sodat op 'n billike en 'n hardwerkende manier geld gemaak word, want ons is vandag in 'n situasie waar jy moet geld hê om te bestaan. Die kragrekeninge moet betaal word, die diesel moet betaal word, mense moet 'n geldjie kry, anders kan hulle nie bestaan nie. Maar dit alles word voorsien deur Vader op 'n opregte en 'n hardwerkende manier. Ons dankie. Amen.